Didn't know today would be your last, and that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Kom ons sluit ons oë. Dierbare Hemelse Vader, Here, ons weet hierdie dag moes kom, maar Here, dit maak nie ons harte minder seer nie. Die pyn en die smart is hier. U woord sê ons mag treur. Dankie dat ons al hierdie pyn kan deur ons oë uithou. Here, hou ook ons harte vas, met ons harte pyn. Here, wees U nou teenwoordig in hierdie diens. Lei my en wees U hier teenwoordig. Vou U vleuels om elke mens wat treur en hartseer is, Here. Want net by U is die vertroosting. Bid dit in Jesus naam. Amen. Julle kan sit.
Welkom aan almal wat ek vir die laaste keer hier is om totsiens te sê aan Marianne. Aan haar kinders, haar familie, haar vriende en haar gemeente wil ek net my innige meegevoel uitspreek. Marianne se afsterwe laat 'n groot leemte in ons almal se lewens. En ek wil net vir haar sê, Marianne, vandag is die blingtoppie vir jou. Want sy wil my altyd in bling kry en ek wil dit nooit aantrek nie. Dis vir haar vandag. Sy was lief vir bling. Ek gaan nou Psalm 121 vir ons lees. Op pad, 'n bedevaarslied. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou dags nie steek nie. Die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Ek gaan nou voort om die begrafnisbrief te lees. In liefdevolle herinnering aan Marianne Greiling, gebore 13 Junie 1970, gesterwe op 1 September 2024. Die herdenkingsdiens word waargeneem deur pastoor Esther Strydom vanuit die Damascus Road Ministries, Wonderboom Suid, Pretoria op 6 September 2024. Skriflesing Psalm 121. Items gemeente Hildeblyk, Lorraine Waters. Skyfie vertoning, bedankings Beverly Botes. Draers by die kerk. Lindy Goosen dogter, Beverly Botes skoondogter, Anita Botes skoondogter, Chloe Botes kleindogter, Bernie Greiling skoonsister, Mani Engelbrecht broerskind. Draers by graf, Eben Greiling broer, Etienne Greiling broer, Stevie Botes seun, Walter Botes seun, Nelis Goosen skoonseun, Eugene Botes kleinseun. My liefste mamma, ek het nie veel woorde nie, my hart is te stikkend. Dankie vir die ma wat ma was en al die jare se raad, omgee en bystand. Ma was 'n ma duisend. Mamma se plekkie is leeg, maar my hele hart vol. Lief maar altyd, Walter. Soos takke aan 'n boom groei, almal in verskillende rigtings, maar ons wortels bly as een. Dankie ma, dankie dat ma ons as kinders gegrond het in familie, sodat ons ook so ons kinders kan grond in familie en liefde. Ons gaan ma ongelooflik baie mis, Lindy. Ouma, ek gaan mis en saam ouma speel. Ek is baie lief vir ouma, liefde Riley. Ma, dankie vir alles. Al die goed saam, al die sleg. Dit het my gevorm in wat ek is vandag. Dankie vir al die onvoorwaardelike liefde, al die bystand en terug aarde toe bring wanneer dit nodig was. Ek moet totsiens sê aan my moeder, maar gelukkig weet ek, sy is nou op 'n beter plek en gelukkiger plek.
Baie mamma, rus sag en hou ons dop, Stevie. Ouma, ek is so baie lief vir jou en sal altyd wees. Onthou, ek is altyd by jou. Maak nie saak wat gebeur nie, ek sal daar wees. En ek weet ouma sal altyd by my wees. Ek weet almal gaan jou mis. Ek wil net sê ek is baie lief vir jou. Madison. Onvervangbaar is jou plek. Onmeetbaar is die liefde van jou, my ouma. Jou stem word gemis, jou raad word nagesoek. Jou glimlag word onthou. Oomblikke vasgevang op foto's is nou die waarde van miljoene. Soveel wense, nog tyd. Net een druk jy laaste groet, maar ek weet ouma is by my. My eie engel in die hemel, lief ouma vir altyd klou. Groot ouma, ek is lief vir jou, jy is mooi. Ek is hartseer omdat jy dood is, Damien. Dankie dat ek 'n kans gehad het om saam ouma te speel. Liefde loem my. Lief vir ouma vir ewig en altyd, Eugene. Ek het vir ons die skrifgedeelte 1 Korintiërs 5 vers 53 tot 55 gekies, want dit was vir my gepas. Ek lees dit in Engels uit die nuwe vertaling. For our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. Our mortal bodies have been transformed into bodies that will never die. This scripture will be fulfilled. Death is swallowed up in victory. In Afrikaans sê dit die laaste gedeelte. Dood, waar is jou ouma? Doderyk, waar is jou oorwinning? As nou een ding is wat ons almal kan getuig van Marianne is, dat sy haar Skepper Vader lief gehad het. Sy het altyd in verwondering oor hom gepraat, oor sy liefde, oor sy voorsiening, oor sy goedheid. As ons moet terugkyk oor haar lewe, dan sal ons sien, daar was liefde, maar ook hartseer. Daar was oorwinning, maar ook teleurstellings. Maar daar's een ding wat ons nooit by haar gesien het nie. Sy was nooit moedeloos nie, en sy het nooit sonder hoop gelewe nie. Tot in haar laaste dae was daar hoop. En dit was nie vir haar 'n probleem om oor te gaan nie. Sy het gegaan, want sy het geweet waarheen sy gaan. So toe hierdie lewe haar nie meer kon hou nie, die Here haar kom haal. Ons sê totsiens, nie vaarwel nie, want ons gaan haar weer sien in die hemel. Ons sal haar sien, want sy is daar. As daar van een mens is wat ek seker is, in die hemel is, dan is dit Marianne. Ek is seker sy dans in die hemel. Filippense 1 vers 21 sê, want die lewe is vir my Christus en die dood 'n wins. En dit is waarlik waar vir Marianne so, want ons weet, sy het oorgegaan in die ewige lewe in. Haar lewe op aarde is verby, maar sy leef in ewigheid saam met haar God. Ons God. Ek het vir haar 'n klein stukkie uit my hart uitgeskryf. Marianne, ons het saam met jou gestap tot waar ons hier moes stop. Ons harte huil, maar ons gees jubel saam met jou. Jy het by jou eindbestemming aangekom. Ek weet jy jubel in daai
dans met jou hemelse kleed. Daar waar geen siekte, pyn of trane is nie. Sien jou eendag daar, geliefdes, soos Mariaan. Geliefdes, mag die Here julle harte vertroos en mag julle vashou aan al die mooie herinneringe van Mariaan. Kom ons sluit ons oë. Papa Vader, dis baie pynlik, Here, maar ek weet, as ek U nou vra, Here, omvou elkeen met U liefde. Omvou elkeen met U vertrooste. En dankie, Here, dat U vir ons hoop gee. Hoop dat ons mekaar weer sal sien. Dankie daarvoor, Here. Beskerm elkeen, Here. En mag Jesus ons lei op hierdie dag verder. Amen. Lorraine. Elkeen van julle wat hier is, dankie dat julle die tyd gevat het om hier te wees, ons waardeer het. Toe ek hierdie Hildeblyk geskryf het ek gewonder en ek het gevra, Here, hoekom moet ons eers Hildeblyk en eer aan iemand bring wanneer daardie persoon sterf? Hoekom is ons mensdom so? Dis dalk die regte ding om te doen. Dit is die regte ding om te doen. Maar weet julle, eintlik terwyl ons mekaar het, moet ons op mekaar se goeie punte fokus. Ons moet eer en mekaar opbring, mekaar ondersteun terwyl ons lewe. Want ek glo, dan weet die ander persoon hoe jy regtig oor hom voel en jy sien sy goeie raak en dit maak van ons beter mense en ons kan beter saamlewe en mekaar lief hê soos vir die Here dit wil hê. Wie was Mariaan? In die eerste instansie was Mariaan Grapeseed gemeente se koolvoet klontjie pastoor. Was gesnaap so meisie met haar koolvoete preek bring. Mariaan was gemaklik. Mariaan was mamma, sy was ouma, sy was 'n tannie, sy was 'n dogter, sy was 'n suster, sy was 'n vriendin. Mariaan was pastoor, sy was beraader, sy was huweliksbevestiger, sy het self mensies begrawe, sy was 'n opvoedkundige, want sy het haar eie Bybelskool gehad. Sy het mense geleer koordans voor die Here. En al hierdie rolle wat Mariaan vertolk het, was alles om haar doel te bereik wat die Here op haar pad gelê het. And she lived it well. Sy het haar doel op aarde bereik. Maar weet julle, die lewe het soms baie slegte storms in haar lewe gebring. En baie seer storms. Die het haar gelaat in 'n dorre, droë woestyn. Maar sy het nie haar emosies sommer gewys nie, want sy was privaat en sy en haar Here het haar goed gedeel. Daai keer was dit nodig om God uit haar uit te trek en sê, praat met my, maar sy wou nie. Maar weet julle, Mariaan se spirit, haar gees, het opgestaan en sy het 'n vegter geword. Sy het 'n oorwinnaar geword. Sy het opgestaan en gesê, met my God klim ek oor 'n muur. Sy het 'n oorlewende geword. Sy het 'n sterke geloofsmens geword.
Sy het haar nie laat onderkry nie. Sy het nooit toegelaat dat die lewe haar so ver inslip nie. Want nog steeds het sy hierdie bekende woorde elke dag van haar gespreek. God is goed. Sy het dit altyd gesê. God is goed vir my. Hierdie woorde het sy nog steeds geuiter op haar laaste. Dit was sagter, maar dit het nie sy krag verloor nie. Dit is wat sy nog op haar laaste gesê het. Marianne het 'n groot rol in baie mense se lewens vertolk en weet julle, ek het gedink ek kan al die goed skryf. Maar ek het mense gekontak en gesê, gee vir my een sin en sê vir my wat dit Marianne vir julle beteken, want dit is geloofwaardig. Ek lees vir julle. Marianne het my laat voel dat ek enigiets kan doen en ek kan die wêreld versit. Sy het my altyd moed ingepraat. Marianne het 'n hart van goud gehad, was altyd daar as ons hulp gesoek het. Ons kon enige tyd op 'n knoppie druk. Jy het my weer laat voel dat ek 'n gebore kind van God is en dat ek die moeite werd is. Marianne was so sensitief. Jy was ingestel op elkeen se geestelike en emosionele welstand. Maar jy het ook die menslike gedrag verstaan en jy het gerespekteer in alle omstandigheid. Jy het nooit jou eie wil afgedwing nie, maar eerder toegelaat dat die liefde van Jesus deur jou skyn om vir die ander persoon te wys, jy is die moeite werd en jy is belangrik. En dat 'n mens aanvaar word deur jou, jy die menslike gedrag en die pyn van die lewe verstaan. Jou gewilde raad was altyd, moenie 'n hartsvergadering hou nie. Wees sag op jouself. Gaan verby dit. Dis oukei. Marianne, jy was 'n wonderlike pastoor. Jy was 'n ware vriendin. Iemand na wie ons altyd kon gaan. Jy het regtig omgegee vir mense. Jou hart was groot en jy was vol liefde. Jy was 'n groot inspirasie. Jy was 'n mentor, het ons so baie geleer. Jy het my altyd spesiaal laat voel. Regverdigheid was vir jou altyd baie belangrik. Jy was altyd positief. Maak nie saak hoe die lewe jou rondgegooi of jou rondgestamp het nie. Marianne, ek is so bly ek het jou ontmoet. Jy het my aangeneem as jou eie seun. Jy het my weer die mooi in die lewe laat raak sien, 'n rede om te lewe. Jy het my gehelp om my verhouding met Jesus te bou. Jy was my grootste mentor en vriendin. Jy het altyd 'n oor gehad om na my te luister. Ek kon gehuil op jou skouer. Jy was 'n vrou van God, want jy was 'n vredemaker. Jou aanvaarding van ons, jou oop arms en die kyk na ons harte wat God so lief het weer nuwe hoop in die mensdom gegee. Jy was my grootste vertroueling. Jy was my kaaskoek en my cappuccino maatjie. Julle, ek wil myself nou verstaan. Dis nou maar my tipe persoonlikheid om te sê, hel julle, en ek wil dit saggies nie. Marianne was harde kop. Sy was lekker harde kop. Want as sy 'n besluit geneem het, of dit nou vir haar sleg was, of dit vir haar goed was, ek praat nou hier besluit met Marianne self, het Marianne nie omgegee nie. Sy het besluit geneem het, sy sal raad vra, maar sy gaan dit nie volg nie. Sy volg haar eie kop. Maar weet julle wat was so awesome van dit? Het dit gewys dat Marianne is 'n standvastige persoon. Standvastig in haar gees, want dan weet sy dat hierdie saak met die Here uitgesorteer. En sy het vasgehou by dit en sy het haar redes gehad en sy het dit deurgevoer. So. Maar nog steeds, al was sy haar kop, ons het in vrede saam gelewe. One happy family op die einde van die dag. Sonder twyfel is jou ewige lewe vir ons 'n vertroosting, omdat die Here so duidelik jou lewe oorheers het. Marianne se lewensmotto was om altyd van God se goedheid te getuig. En dit wys vir ons dat sy onder die gees van God floreer het. En dit is haar ingesteldheid gewees, maar dit is vir ons haar nalatenskap. Ek sluit hiermee af.
Die lewe is ewig en die liefde is onsterflik. En die dood is slegs 'n horison. En 'n horison is niks anders as 'n beperking van ons eie uitsig nie. Maar ons moet verder kyk as die horison. Daar's 'n groter prentjie. Ons sal haar weer ontmoet agter daardie horison. Familie, dankie vir hierdie geleentheid. Gryp sit nou aan om vir julle te bid. Ons is daar as julle ons nodig het. Baie dankie. Dankie, Lorraine. Beverly? Môre almal. Wel, baie dankie eerstens vir almal wat vandag hier is. As ek so kyk, Marianne was 'n mens wat so baie mense aangeraak het en sy het so baie vir ons almal beteken. So ek sê vandag vir julle baie dankie dat julle hier is. Ek vra dat julle asseblief bear with me. I'm not good with public speaking. En as ek iemand vergeet, ek vra om verskoning. Eerstens wil ek vandag dankie sê vir die gebruik van die kerk vir Damascus Road Ministries. Ek sê vir julle baie dankie vir Redford Funeral Services. Thank you. You mean so much to the family. We couldn't have been doing all of this without your help. Ek wil ook dankie sê vir Bernard Groep vir die begeleiding na die begrafplaas. Weet asseblief die familie waardeer dit opreg baie. Dan wil ek ook dankie sê vir elke boodskap, elke WhatsAppie om te vra hoe gaan dit. I'm not gonna lie, partykeer was dit 'n bietjie overwhelming, maar ons het dit waardeer. Elke gebed wat julle vir mamma gegee het, sy het dit so waardeer. Tannie Esther, Tannie Babs, Tannie Elsie, sy was so opgekikker na elke besoek. Sy het regtig dit so waardeer. Sy het vir my gesê, sussie, ek is nou moeg, maar dit was so lekker gewees. Lia, baie dankie vir jou. Ek weet jy het baie vir ons gehelp die laaste ruk, jy het op en af vir ons gery. Jy was altyd net 'n WhatsApp ver en weet asseblief, ek waardeer dit opreg. Rox, staatmaker, baie dankie vir al die kere wat jy kom instaan het wanneer ons nie kon nie. Jy het so mooi na mamma gekyk en sy het dit so waardeer. Sy het vir my gesê, kykie, as daar nou 'n vrou is wat kan vasvat, dan is dit nou Roxanne. Sy het dit waardeer. Wendy, Nelis, dankie vir julle. Ek het jou geïrriteer met my 200,000 WhatsApps. Jy het nooit gekla nie. Jy het altyd vir my gesê, ek is nou daar. En jy het regtig deurgekom vir ons. So ek sê vir julle dankie vir dit. Walter, Anita, julle is 500 kilo swaar gewees, maar julle het ons so gehelp redingstref. Julle was daar. Julle het vir ons bemoedig, as ek vir jou gesê het, flip, my jamma ons harde kwas, sy wil nie die flippend binne drinkie. Dan het jy vir ons altyd gesê, dis okay, hou asem, probeer net weer. Pieter, Marietjie, ek wil vir julle dankie sê. Julle het saam met mamma hospitaal toe gery op en af, julle was altyd daar vir haar. Julle het vir haar by die huis ook gehelp, so weet asseblief, ons as 'n familie, ons waardeer dit opreg baie. Oom Ewan, Tannie Bernie, ek moet vir julle dankie sê. Sondag toe mamma weg is, julle het in julle kar gespring sonder om te vra. Julle het dadelik my kinders kom haal, sodat hulle nie die ergste hoef te gesien het nie. Oom Ewan ry vir ons vragte aan, like no one's business. Oom kla nooit nie, oom sê net, okay Bokkie, ek's nou daar. Ek waardeer dit opreg, Tannie Bernie. My kinders het nou so lief geword vir jou in hierdie laaste tyd, en alles wat Tannie vir mamma gedoen het, wees asseblief, ons waardeer dit so opreg. Elke liewe persoon wat vir my ma kom kuier het, wat vir haar bemoedig het, wat vir haar 'n bederfie gebring het, wat vir haar net kom bid het. Ons waardeer dit regtig baie. Hanu, ek wil net vir jou sê dankie vir die awesome design van die begrafnisblaadjie. Jy's baie kreatief. Dankie ook vir jou hulp by die slideshow. Ons waardeer dit. As ek iemand vergeet het, ek is verskriklik jammer. It's a
ons gehelp het. Maar ek wil veral dankie sê ook vir Tannie Lorraine. Tannie Lorraine het vir ons in staat gestel met al die goed wat Tannie vir ons gegee het, om baie beter na haar te kon gekyk het. En Tannie het elke keer vir my 'n drukkie gegee en gesê, dis okay sussie, jy kan maar huil. Dan het ek gesê, nee Tannie, ons gaan nie huil nie. Ons is okay. En dankie vir my man ook, vir al sy geduld met my. Al die kere wat hy saam met my opgestaan het in die aand om die suurstof te gaan check. En hy het nie gekla nie, as ek vir hom wakker gerig het en gesê, shit, die suurstof, dan het hy vandag opgespring en hy het gaan doen. Dankie vir jou, ook Sondag, dankie Lily ook vir Sondag, julle krag. Julle het ons baie gehelp. Tannie Babs, dankie vir Tannie se lekker melktert. Sy het dit so waardeer, sy was so lits vir ou so dingetjie. Sy het dit so waardeer. Om gereg hulle, ek weet julle het ver gery om vir mamma te kom kuier. En ek is waardeer dat julle daar was. Dankie dat julle ook vir haar gebid het. She appreciated it so much. Sy het vir my gesê, sussie, nou voel ek beter. So. Ek vra om verskoning as ek iemand vergeet het. Weet net, ons waardeer elke liewe een van julle. Ons waardeer dat julle hier is vandag, dat julle julle liefde en omgee vir ons wys. Daar is nie woorde om te beskryf hoe dankbaar ons is vir elke liewe een van julle nie. Dankie ook Grapeseed Ministries vir die gebed, vir die aanhoue boodskapies wat julle vir ons stuur om vir ons te bemoedig. Ons waardeer dit opreg. Dankie julle. Ekskuus, maar jy het iemand vergeet. Het jy self vergeet? Ekskuus, ek is op die kniestoel. Ek wil net sê dankie vir julle. Beth, dankie vir jou ma, wat elke dag so mooi na haar gekyk het, en Stevie. Dat julle julle tyd uitgesit het en bereid was om dat sy na julle huis te kon gaan. En haar tyd gegee het met haar kinders en so met ons. Dankie dat julle ons deel daarvan gemaak het. Dit was vir ons baie spesiaal. Beth, jy is 'n spesiale mens, dat jy kans gesien het om dit te doen, en vir Stevie kans te gee om naby sy ma te wees tot op die eind. Ons waardeer dit baie. Kyk, dit is baie spesiaal, Tannie Annetjie. Goue medalje vir Tannie, wat elke dag met haar goed gewerk het, elke dag gehelp het met haar. Julle is engele. Waardeer dit baie. Ons gaan nou oor na die slideshow toe. Hold your hand till it goes cold. Hold my tears until you go. With all the life that leaves your bones, it soaks the purpose from my own. Like a mountain soaked in snow, it's in the earth, the river flows. Please don't go. Please don't go.
thinking you'll be home again. I hold myself so I can see. My pillow holds the screams at me. Please don't go. Please don't go. So lay yourself down on my chest, 'cause I know how to hold you back. I'll keep you through these last few breaths. Kiss and love you till the end. Please don't go. Please don't go. Ek se Sondag ek weet ek het baie harte seer gemaak en baie al gebreek en my gewete is gebrand. Ek het te veel keer gekies teen rede en verstand, maar ek is uitoorleef. Ek het oorgegee aan wie ek is. Ze hou die hemel op vir as ek kom. Eendag as die tyd vir my sal kom, dalk is dit nie nou my ergste reën. Dalk is dit vandag net die hele weer, net die hele weer.
mekaar kan ondersteun as die hartseer te erg. Here, ek vra dat U elkeen sal beskerm wat nou hier vanaf trek. En Here, wees hier die vertrooster en die healer van die harte. Dat dit in Jesus naam. Amen. Ek vra nou die draers by die kerk om uit te kom. Lindy, Beverly, Anita, Chloe, Debbie, Yvonne. Ons vra dat julle julle hoofligte sal aansit op pad na die begrafplaas toe en dat julle naby aan die stoet sal bly. Ek het probeer uitwerk, het is onmoontlik. 100.000 kilo's tussen die skool, die veld en die kerk. Ek sweer jy is braver as meeste mense. Jy het soveel wense vir my waarlik vond. Een keer 'n jaar is nie genoeg nie. Ek weet ek moet meer gereeld met elke dankie sê. Omdat dan kan die Jezus vir my leer. This side first, man. This side first. What are your stuff, man? Ja,